Vanaand, broers en susters, liewe gemeente en vriende, vanaand is dit ou Kersaand vir ons en is baie welkom om deel te neem en deel te wees van vanaand se oordenking. Dit sal goed wees vir ons om te onthou dat ons nou 'n uitsending het vanaand en dat ons op elke Sondag wel ook 'n uitsending sal hê, al is ons erediens nie oop daar in die gemeente nie. Nou voordat ons verder gaan, kom ons buig die hoofde in gebed. Wat 'n wonderlike geleentheid, Here, om met U te praat en hierdie aand in U te begin en lof en aanbidding en dankbaarheid is in ons harte teenoor U. U is nie vir ons 'n vreemde iewers ver vandaan God nie. U is die drie enige God, soos U in U woord aan ons openbaar en ons ken vir U as ons Vader, ons ken vir U as die Heilige Gees, ons ken vir U as Jesus Christus, wat in hierdie wêreld kom woon het en dit waar ons leef. U ons verlosser, Jesus Christus, soos in die woord aan ons openbaar. U staan voorop in ons gedagte wêreld, in hierdie Kersgety, veral vanaand, waar ons môre Kersfees gaan vier. Dit bly vir ons absoluut wonderlik, die waarheid en die werklikheid van ons verlossing in U. God het mens geword. God se wonderlike reddingsplan om ons te red het gebeur. En ons eer en ons aanbid U. Here, U red nie net vir ons nie. U het ook vir ons 'n nuwe tuiste hier op aarde kom skep. U het ook vir ons 'n nuwe tuiste kom skep vir ewig. En U verander ons tuiste hier op aarde. U neem ons hand op die pad, terwyl ons leef in hierdie stikkende wêreld. U is nie ver nie. U en ons het elke dag 'n persoonlike verhouding wat geleef word. Dank sal ons aan U bring. Wil U dan vanaand in ons midde wees? Wil U dit vir ons 'n ervaring maak rondom U woord, in die teenwoordigheid van U Gees, en help vir ons om vir U te hoor. Amen. Ons gaan nou 'n lied saam sing, en dan sal ons daarna voortgaan met die lees van Lukas 2, en ons gaan daar vers 1 tot vers 20 lees. Lees dan saam soos dit staan geskrywe in Lukas 2, ek lees vanaf vers 1. In daardie tyd het Keiser Augustus 'n dekreet uitgevaardig dat die bevolking van die hele ryk geregistreer moet word. Dit was die eerste volkstelling wat gehou is toe Cyrenius prokurator van Sirië was. Almal het gegaan om hulle te laat registreer, elkeen na sy eie dorp, en Josef het ook gegaan. Hy het van die dorp Nasaret in Galilea na Judea gegaan, na die stad van Dawid, wat Bethlehem genoem word, omdat hy van die huis en nageslag van Dawid afkomstig was. Hy het saam met sy verloofde Maria, wat swanger was, gegaan om hom te laat registreer. En terwyl hulle daar was, het die tyd aangebreek dat haar kind gebore moes word.
en sy het geboorte geskenk aan haar eerste kind, 'n seun. Sy het hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar nie vir hulle plek in die herberg was nie. Ons gaan voort by vers 8. Daar was skaapwagters in dieselfde omgewing wat in die oop veld gebly en snags hulle skaaptroppe opgepas het. 'n Engel van die Here het aan hulle verskyn en die hemelse glans van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het geweldig groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie boodskap wat vir die hele volk 'n bron van groot vreugde sal wees. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid as verlosser gebore, Christus die Here. Dit sal vir julle 'n teken wees. Julle sal 'n pasgebore kind vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. En skielik was daar saam met die engel 'n hemelse menigte wat God loof. Eer aan God in die hoogste en vrede op aarde vir die mense in wie God in welbehae het. Nadat die engele van hulle af na die hemel weggegaan het, sê die skaapwagters toe vir mekaar, kom ons gaan reguit na Bethlehem toe, gaan kyk na wat gebeur het, en wat die Here aan ons bekend gemaak het. Hulle het toe haastig daarin vertrek en Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê daar aangetref. Nadat hulle hom gesien het, het hulle aan almal gaan vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat hiervan gehoor het was verwonderd oor wat die skaapwagters aan hulle vertel het, maar Maria het al hierdie woorde gekoester en in haar hart daaroor bly nadink. Die skaapwagters het teruggekeer terwyl hulle God verheerlik en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het, presies soos dit aan hulle meegedeel is. Ons lees dan tot en met vers 20. Nou vanaand is dit ou Kersaand 2025. Dit is asof ek vanaand vir 'n oomblik wil vergeet van die wêreld daar buite. Of ek wil vergeet van al die motorongelukke op die paaie, al die mense wat in hierdie tyd dood is. Ek wil vergeet van al die swaar kry. Dit voel vir my, ek wil vanaand amper weghardloop van die werklikheid. Want kyk ek buitentoe, dan lyk dit vir my of dit bietjie slegter gaan met ons. Slegter met ons land gaan. Slegter met die kerk gaan. As wat dit dalk 'n jaar terug gegaan het. Maar ek wil my definitief verlustig in die teenwoordigheid van die Here. En as ek my verlustig in die teenwoordigheid van die Here, dan kan ek eintlik nie weghardloop of wegkruip vir die wêreld nie. Want dis in hierdie stikkende wêreld wat Jesus mens geword het en onder ons kom woon het. Nou kom ons kyk vanaand dan 'n bietjie na die verhaal van Lukas 2. Die volkstelling en geboorte van die Here Jesus. Die hele wêreld het voortgespoed. Die magtige wêreld van keiser Augustus, die gouverneur Cyrenius, die volkstelling, die strukture, die wette, die weermagte, die politieke leiers. Dit is wat aan die gang was in daardie tyd. Want in daardie dae, die vervulling van die lang verwagte beloftes van God se woord gebeur. Ironies genoeg, te midde van die magtige bevel van tot sensus vir belastingdoeleindes. Ironies genoeg werk die magtige keiser Augustus mee tot die koms van die messiaanse koning. In die dae van Augustus word die dae van Jesus vervul. In die alledaagse dae gebeur God se dag, die geboorte van die verlosser Jesus Christus. Dit bring my onwillekeurig by Micha 5 vers 1. Kom ek lees dit weer vir u. U het dit seker al voorheen gehoor, maar jy Bethlehem, Efrata, al is jy gering in die streke van Juda, uit jou sal daar vir my iemand kom om 'n heerser te wees in Israel. Sy oorsprong is uit die verlede, uit die dae van weleer. Dit was geen gewone geboorte nie. Inderdaad die geboorte van 'n lang verwagte Messias, die Christus. Inderdaad die vervulling van die skrifte.
'n kindjie is gebore, en doeke is hy toegedraai, soos die gewoonte van daardie tyd was, in 'n stal, in nederige omstandighede, so word ook jare sy liggaam in grafdoeke toegedraai. Die kontras, die magtige keiser Augustus van die Romeinse Ryk, teenoor die skynbare, onmagtige, nederige Messias koning, deur God gestuur. Dit bring ons dan by die tweede punt vanaand, die tweede toneel in Lukas 2, die aankondiging van die skaapwagters. Ons ken die geskiedenis, die skaapwagters het in die nag oor hulle vee wag gehou, en toe word die geboorte van die Here Jesus aan hulle bekend gemaak. Die res van die wêreld was nog onbewus daarvan. Die goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is vir julle gebore. Die aanvang van die messiaanse redding het daai dag begin. Ek wil enkele tekste tog met u deel. Die eerste teks is Lukas 2 vers 11, daar staan, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is die saligmaker wat Christus die Here is. In Lukas 4 vers 21 staan daar, toe begin hy vir hulle te sê, vandag is hierdie skrif in julle ore vervul. En in Lukas 5 lees ons van die genesing van die verlamde man. Ons ken dit, vers 26. En die verbasing het almal aangegryp. En hulle het God verheerlik en is met vrees vervul en het gesê, ons het vandag ongelooflike dinge gesien. In Lukas 19 vers 9 is 'n gees aan die kant, is die Here met hom besig. En toe sê die Here vir hom, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, aangesien hierdie man ook 'n seun van Abraham is. En dan Lukas 23 vers 43, terwyl Jesus aan die kruis gehang het. En Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Karl Barth het 'n sinnetjie oor al hierdie dinge geskryf. Ek deel dit met u. Hy het geskryf, hierdie vandag is ewigdurend, immer teenwoordige tyd. Die een wat gebore is vir julle. Kom ons praat daaroor. Het is persoonlik. Het is vir jou. Het is vir elkeen. Het is vir julle. En dis een van die wonderlike betekenisse wat weer na vore gekom het tydens die reformatie, dat die een wat gebore is gebore vir 'n mens, vir elke mens persoonlik. Natuurlik, hy is die verlosser, hy is die saligmaker, Christus die Here. En die verlosser, so ter Griekse woordjie, kom snaaks genoeg baie min in die Nuwe Testament voor. Ons noem hom Christos Kyrios. As dit sou gelees het, Christos Kyriou, dan beteken dit Jesus, die Messias, was die gesalfde van die Here. Maar die keuse was Christos Kyrios, Christus, Messias, gesalfde en Here. Die pasgeborene is die Messias Jahwe. 'n boodskap van vrede vir die hele wêreld. Ons ken Jesaja 9, vers 5 en 6, kom ek deel dit weer met u. Vir ons is 'n seun gebore. Aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid, van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here die Almagtige sorg. Die laaste opskrifie van vanaand is, die Kersgebeure roer weer iets diep binne ons. Die buitengewone en genadige ingryping van God in Jesus. Is geen soetsappige, romantiese Kersgebeure nie. Is die harde werklikheid. Jesus het kom woon hier
op ons aarde waar ek en u is. Dit is die vleeswording van die Seun van God. Ons word getref deur die onkeerbare en daadkragtige liefde van die Vader. Dit word verenig met die almag en die genade van die Redder, die Messias. Daarom vier ons Kersfees. Die fees van die verlossing van sondaars. Dis ontsaglik belangrik vir ons. Kersfees gaan om redding. Kersfees gaan ook om 'n ewige toekoms. Kersfees gaan om ons nuwe werklikheid hier op aarde. En soos ek die afgelope paar dae 'n bietjie met verlof al reeds is, blaai ek nou rond Facebook en ek blaai rond op sosiale media en kom ek weer af op 'n boodskap wat ek al voorheen geluister het, die boodskap van John MacArthur. Dit is regtig, ek geniet dit om na hom te luister. Hy het 'n pragtige manier van dinge sê en dan sê dit nog in Engels en dan klink dit soms of dit nie so maklik is om dit in Afrikaans te sê nie. En hy lees Matteus 7 vers 21 en 23, na gelang van Kersfees gaan om 'n ewige toekoms. En ek lees vir u Matteus 7. Miskien klink dit vir u vreemd vir die oor vanaand. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in u naam gepreek nie, deur u naam bose geeste uitgedryf en deur u naam baie wonders gedoen nie. Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Sy tema wat hy kies vir hierdie skrifgedeelte is die volgende, dalk die mees tragiese teks, hierdie gedeelte Matteus 7 vers 21 tot 23. Dalk die mees tragiese teks. Die realiteit is, daar is mense, en daar sal eendag mense wees, wat voor die regterstoel van die Here sal verskyn, ook mense wat Kersfees gevier het. Mense wat die aanname gemaak het, die verwagting, dat terwyl hulle op aarde was, dat hulle op pad is hemel toe. En net om te hoor, ek ken julle nie. Ek ken julle nie. Julle is op pad na die ewige verdoemenis. Julle is op pad na die hel. Dit is seker die slegste moontlike aanname wat 'n mens kan maak om verkeerd te wees oor jou ewige bestemming. Om verkeerd te wees oor jou verlossing. Om verkeerd te wees dat my aanname is verkeerd dat ek is 'n Christen. En dat jy daardie dag gaan hoor, ek is nie 'n Christen nie. En dan gaan hy aan, dan sê John MacArthur 'n vraag. Is alle evangeliebedienaars, predikers, pastore, dominees, outomaties Christene? Moeilike vraag. Dan gaan hy voor en sê, maar is jy 'n Christen? Kan dit wees dat jy onder die baie is wat jouself mislei met die verkeerde aanname oor jou ewige bestemming? Kom ek lees dit weer vir u. Hy sê, kan dit wees dat jy onder die baie mense op aarde is wat jouself mislei met die verkeerde aanname oor jou ewige bestemming? Maar hy sê, ons is nie alleen nie. Hy sê, ek is daarvan oortuig dat daar in die naam van Christendom baie plekke is wat hulle selfs kerke noem. Maar nie regtig kerke is nie. Want hulle is die kinders van die Here nie. Hy sê, daar is baie plekke, kerke wat gelei word deur pastore en dominees
en woordbedienaars wat nie Christene is nie. Daar's baie leiers in kerke wat nie Christene is nie. Daar's baie Christene in kerke in die samelewing wat nie Christene is nie. Hulle is kerk, hulle is predikers, hulle is Christene, maar hulle is dit nie. En hy gebruik 'n Engelse sinnetjie, and proudly themselves label as Christians. Is u 'n Christen? Want Christene vier Kersfees. Alles het gebeur binne die skynbare onmag van God. Die eerste tree op pad na die kruis het gebeur. Die evangelie van Jesus Christus op aarde, die verlossing van mense, het begin. Johannes sê die woord het vlees geword en onder ons kom woon, en eintlik het onherroepelik alles verander. Dit het ook vandag onherroepelik weer alles verander. Maar dit bring ons tot lof. Natuurlik sal jy verstaan, as ek vanaand vir u sê dat die vraag, kan ek Kersfees vier? Kan ek Kersfees vier omdat ek weet, ek is kind van God? En ek vra dit nie net vir myself nie, ek vra dit vir ons elkeen. En ek wil vra dat u dit vir u self ook sal vra. Is ek werklik 'n Christen? Is die Heilige Gees in my? Het ek die getuienis dat dit net om die verlossing in Christus gaan? En dat waar ek deel is van 'n gemeente, of deel is van my huisgesin, of waar ek deel is in my werk, waar ek sê dat ek Christen is, gaan dit om Christus alleen. Ons het twee resultate. Net een van twee. Ons kan vanaand miskien besef, maar ek kan nie Kersfees vier nie. Ek kan nie Kersfees vier nie, want ek is nie seker, ek is 'n Christen nie. Natuurlik kan almal Kersfees vier. Maar jy verstaan wat ek bedoel. Ek wil so graag vir u sê dat ek hoop met my hele hart, met alles in my binneste, dat u vanaand kan sê en kan weet, ek is 'n Christen. En daarom vier ek Kersfees. Maar as u vanaand nie seker is nie, wil u nie na u binnekamer toe gaan nie. Wil u nie daar in die kamer gaan sit, waar u alleen is, miskien op die knieë, op die stoel of op die bed, en voor God gaan huil, en vir God sê, u is lief vir hom nie. Dat u môre wil Kersfees vier as Christen nie. En dat hy daai sekerheid vir u in die hart moet gee. Sy woord gee dit. En as ons vanaand daar in ons kamer is, op ons eie, en ons vra vir onsself die vraag, dat ons kan dink, maar ek is so dankbaar. Ek weet, ek is sy kind. Ek weet, ek is 'n Christen. Ek weet, ek kan Kersfees vier. En loof hom dan met volle oorgawe en volle gehoorsaamheid. Amen. Voor die uitspreek van die seën, kom ons bid nog eenmaal saam. Here, dis vir ons ongelooflik wonderlik, dat ons vanaand kan bely dat ons die kinders is. Here, dat ons kan bely, ons is ontsaglik lief vir u. Dat ons kan bely dat u die liefde in ons harte kom plant het. Here, wil u gee dat ons Kersfees sal vier met alles wat in ons binneste is. En dat ons met groot entoesiasme kan uitsien na die dag, wanneer ons voor die regterstoel gaan verskyn. Omdat ons absoluut oortuig is daarvan, dat ons die kind is en dat ons 'n gehoorsaamheid vir u gevolg het op aarde. En dat u die hoogste prioriteit was in ons huis,
daar waar ons deel is van 'n gemeente, en dat dit nie om onsself gegaan het nie, en dat ons nie kerk gespeel het nie, en dat ons nie duiwels uitgedryf het, mense gesond gebid het, en allerhande wonderlike goed gedoen het, maar eintlik was ons nie u kind nie. Amen. Ontvang dan nou die seën van die Here, die genade van die Here Jesus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met elkeen van u, 'n baie geseënde Kersfees. Amen. Stille nacht, heilige nacht, Jesus kind, lang verwacht, lig uit die Vaderse rijk, word uit liefde aan mense geleid. Loof die hemelse kind, loof die hemelse kind. Stille nacht, heilige nacht, hemelvors, ons gee af op die lied van die engelenkoor. Herders het die eerste gehoor, juich die Redder is daar, juich die Redder is daar. Stille nacht, heilige nacht, Jesus hier voor die macht, voor die rijk moet die duisternis swem, tot in ewigheid bly die lig, hier gebore vir ons, hier gebore vir ons. Stille nacht, heilige nacht, Jesus kind, lang verwacht, lig uit die Vaderse rijk, word uit liefde aan mense geleid. Loof die hemelse kind, loof die hemelse kind, loof die hemelse